Ons het ons kinders geleer om sterk te staan. Ons sê altyd van mekaar dat ons sterk moet wees. Ons sê gewoonlik vir mekaar, daar's nie plek in hierdie wêreld waar binne ons leef vir swakhede nie. Ons moet elkeen maar ons besluite neem, ons moet die verantwoordelikheid aanvaar en ons moet maar die minste wees en ons moet opstaan. Maar nou kom Paulus en hy sê vir ons vanuit 'n Bybelse perspektief, is daar 'n ander perspektief wat ons moet hê. Hoe swakker jy is, hoe sterker is jy. Maar hoekom skryf Paulus dit? Nou eintlik moet 'n mens hier Paulus se totale agtergrond ook 'n bietjie verstaan, want Paulus, toe hy nog Saulus was en 'n Fariseer was, het hy die kerk vervolg, hy wou al die Christene uitroei en hy sover as wat hy kan, het hy probeer om die kerk te vernietig. Maar die Here ontmoet hom op pad na Damaskus toe. Dan draai Paulus om, of Saulus op daai oomblik draai om en hy kom tot bekering. En die Here gee vir hom 'n totale ander lewe en sê nou sal jy nie meer die kerk vervolg nie, maar jy sal in diens van my koninkryk staan. En hier in vers 7 gebeur daar iets met Paulus wat ons eintlik nie weet wat dit is nie. Al wat hier staan is dat die Here vir hom sê, maar daar's 'n doring in die vlees en Paulus ervaar hierdie absolute smarte. Geweldige pyn. Nou ja, daar's bespiegel wat hierdie pyn was. Party het gesê dit was epileptiese aanvalle of dit was dalk blindheid. Dit was dalk sy ouderdom of een of ander siekte wat hy gehad het. Dis een van die dinge in die Bybel wat ons nie weet wat dit is nie en waaroor hy regtig hier skryf nie. Maar as gevolg van Jesus se verskyning aan Saulus en aan Paulus, het hy 'n ander perspektief. Hy kyk anders na sy omstandighede. Ek kan wel miskien maar net hier sê dat Paulus nie na sy omstandighede kyk en wat dit op die stadium aan hom doen nie. Maar hy kyk na sy omstandighede en hy sê, wat kan ek uit my omstandighede uithaal? Dis gewoonlik wat ons as mense doen. Ons word oorrompel deur omstandighede en veral omstandighede, Liana, waarin jy is. Dat hierdie omstandighede 'n mens so in die modder kom toerol, dat dit eintlik maar 'n sneeubal effek het. Hoe meer ek daaroor nadink, hoe groter raak hierdie sneeubal op die ou en voel dit vir my ek is toegerol en ek gaan nooit daar uitkom nie. En nou kom bid Paulus en hy kom vra die Here, hy sê Here asseblief, trek hierdie doring uit. Kom haal hierdie smart weg, kom vat hierdie pyn absoluut uit my hart uit, sodat ek weer met my lewe kan aangaan. En ek en jy ook, wanneer hierdie lewens ons baie keer ondruk, dan voel ons, Here moet dadelik my omstandighede verander. Kom trek hierdie dorings uit, dat die seer so gou as moontlik kan kom gesond raak. En hoeveel van ons ervaar dit nie in ons lewens wanneer ons teëspoed kry nie? Nou jy kan nou maar vandag terugdink aan alle omstandighede waarbinne jy was. Enige omstandigheid. Waar jy toe die Here gebid het en gevra het, Here asseblief, my omstandighede is besig om my te oorweldig. Miskien het julle nog steeds bid jy, Liana, wat in Oktober, einde September, begin Oktober, met julle seun se dood, sit daai doring nog diep. Dit voel dalk hy's nog nie uitgetrek nie. Dit voel daai seer is nog nie weg nie. Dalk het ons vir die Here gevra, Here, hierdie krisisse wat ons het, of dit huishoudelike krisisse is, en of dit werkskrisisse is, en of dit ekonomiese krisis of persoonlike krisisse is, die doring steek baie keer net al dieper en dieper en dieper in. Dan voel dit asof dit deur ons skoene kom steek tot binne in ons hart in. En voel, Here, ek kan nie meer nie. En ek dink, Liana, jy's vandag weer daar. Sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek weet nie wat om te kan maak nie. Dit voel asof die Here ons nie raak sien nie, en asof hierdie verdriet en pyn dan nou net nie gaan einde kry nie, asof die een krisis op die ander dan gaan gebeur. En so bid ek en jy daagliks, dat die dorings maar net uitgetrek sal word, dat die pyn net minder sal word, dat die krisisse in hierdie wêreld waarin ons bly net minder sal word, dat die uitkomste daar sal wees, maar dan lyk dit oënskynlik asof God se ore toe is. Dit voel baie keer vir ons asof die Here ver staan, asof hom nie hoor nie, asof hy nie 'n einde wil maak aan ons omstandighede nie, asof daar nie 'n verandering wil kom nie. Dit het Paulus ervaar, soos ek en jy ook. Ons wil amper sê, Here, as ek vir iets vra, dan is die verwagting daar dat daar altyd 'n uitkoms gaan wees. Nou hoor mooi, daar is altyd 'n uitkoms, maar nie die uitkoms wat ons wil hê nie. Ons gebede is van so aard dat as ek vra, Here, gee vir my die uitkoms, wil ek dit dadelik hê.
Ek wil sien dat daar dadelike verandering is. En as al baie mense na jou toe kom en sê, ja, maar jy moet glo, want God gaan die verandering bring. En dis hier waar baie mense se geloof dan staan of val, want ons sê, as ons glo, sal God antwoord soos ek dit wil hê. En dis nie hoe geloof werk nie. Want nou wil ons die Here se arm draai. As ons sê, Here het gesê, as ek moet glo, sal daar uitkoms wees. Maar as ons uitkoms moet definieer, dan is my definisie van uitkoms en God se definisie van uitkoms nie noodwendig dieselfde nie. Ek dink Paulus het 'n ander gedagte gehad toe hy geskryf het. Hy het dalk ook gevoel, Here, ek glo in U het my kom roep op pad na Damaskus toe. U gaan die doring uittrek, want dan kom die Here met 'n ander antwoord na hom toe. As hy vir hom sê, Paulus, nee, ek gaan nie jou doring uittrek nie. Ek gaan nie vandag jou omstandighede verander nie. Al wat hy vir Paulus kom sê is, hy sê, my genade is vir jou genoeg. Jy wil amper sê, my magies, maar dis mos nie die antwoord wat ek wou gehad het nie. Paulus het gesê, Here, hier sit ek met 'n krisis, hier sit ek in sak en as, hier sit ek met omstandighede, kom verander dit net. Hier sit ek met 'n stuk emosie, met hartseer en pyn, Here, kom verander dit asseblief, maar dan kom die Here en hy wil vandag vir julle ook om sê, my genade is genoeg. Ek weet, dis hier die antwoord wat ons soek nie. Ons hou nie van die antwoord nie. Ek soek oplossing. Ek soek dadelik 'n uitkoms. So God neem nie altyd ons moeilikheid weg nie. Ek weet, ons bid dalk, Liana, en ek het nou die dag vir jou ook gesê, dis 'n pad. Dis 'n lang pad. Dis 'n lang pad van genesing. Jy het dit ervaar met Johan Junior se dood ook. Dis nie 'n genesing wat oornag kom nie. Dis nie 'n genesing wat môre daar gaan wees nie. Maar die versekering wat ons het, is dat ons met die genade van God die pad loop, sodat hy op sy tyd en op sy manier vir ons die genesing kom bring. So, is amper asof die Here vir ons 'n vae antwoord kom gee, maar tog lê binne in hierdie antwoord vir ons 'n diepe stuk troos en bemoediging as ons verstaan, as die Here vir ons sê, my genade is vir jou genoeg, vers 9 se eerste gedeelte, en dan gaan hy verder. Hy sê, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Nou, hoekom gee die Here hierdie antwoord vir Paulus? Ek dink hy wou dit gehad het nie. Ek dink die volk van die Here het ook in die woestyn, daar het hulle uit Egipte uit is op pad na Kanaan toe, is 40 jaar lank in die woestyn, het die Here ook nie die antwoord vir hulle gegee wat hulle wou gehad het nie. Hulle het hierdie hoop gehad, ons is op pad. Ons is op pad na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons is op pad na Kanaan toe. En dan sê die Here vir hulle, ons gaan eers bietjie woestyn. Gaan eers bietjie daar vir 40 jaar lank vertoef. Van julle gaan sterf daar. Van julle gaan saam met Josua ingaan, dan gaan Josua maar op die ou en ook sterf. Maar hoekom het die Here dit met die volk gedoen? Hy wou hulle met 'n ander kant sien. Hy wou hulle moes hom ontmoet. Hy wou hulle moes sy liefde ervaar. Hy wou hulle moes sy genade beleef. Hy wou hulle moes sy versorging beleef. Hy wou hulle toets. Hy wil sê, glo julle regtig in my? Ek is vandag oortuig hier waar ek staan, dat enige trauma, enige iets wat ons op ons pad kom, soos in hierdie geval die dood, op 'n onnatuurlike manier, dat die Here ook daardeur vir ons dalk 'n ander kant wil wys. Dat hy nie dadelik die doring kom uittrek nie. Vir Paulus wil hy eers herinner aan my genade. Vir Paulus wil hy eers kom herinner aan sy liefde. En hy wil eers laat sien waaroor die lewe regtig gaan. Hy wil eers sy genade laat raak sien. Want die oomblik wanneer ons antwoorde soek, daai oomblik gaan dit oor onsself. Wat sou gebeur het as Paulus 'n direkte antwoord gekry het? Ek dink dan was daar 'n klomp goed wat God hom ontneem het om nie raak te sien nie. Maar die oomblik wanneer Paulus sê, nee, dink net aan my genade. Dink net aan wat ek vir jou gedoen het. Daai keer skop daar iets anders in ons hart in. Daai tyd begin ons dink. Daai tyd dink ons nie meer aan onsself nie, want ons verdedigingsmeganismes is op. Daar's niks oor nie. Daai oomblik begin ons dink aan wat God vir ons gegee het. Daar's nie altyd antwoorde op ons gebede nie, maar daar's altyd 'n fokus op Christus.
Die oomblik wanneer ons fokus op Christus is, daai oomblik raak ons hart kalm. Daai oomblik kom daar ander antwoorde as wat ons dalk gedink het of gesoek het. En die antwoorde wat ons soek en wat God gee is nie dieselfde nie. Nou as 'n mens so luister na God se antwoorde op Paulus, dan wil die Here vanmôre hê ek en jy moet presies dieselfde ervaar wat Paulus ervaar het. Dus kom ons fokus op God. So as ons 'n geliefde aan die dood afstaan, so vanoggend op Johan se dood, dan wil die Here net vir ons sê, my genade is vir jou genoeg. So wat wil die Here vanmôre hê? Waaraan moet ek en jy dink? Want die oomblik as ons gebede dadelik gaan geantwoord word op ons eie seer, dan lê die fokus by onsself. Here, dit gaan oor my pyn, dit gaan oor my trane, dit gaan oor my alleenheid, dit gaan oor my hartseer. Waar's God dan? Terwyl die Here nou wil sê, juis omdat jy broos is, juis omdat die seer so diep lê, wil ek vir julle moet vanmôre aan my genade kom dink wat in die kruis van Jesus Christus 'n werklikheid geword het. Die dood bring ons altyd terug na Christus toe. Die dood bring ons by Jesus uit. Die dood bring ons by die woord uit. Die dood gee vir ons ander perspektiewe. En juis op daai oomblik wanneer ons in sak en as is, wil die Here ons op daai punt kom bring waar hy sê, as ek my genade aan jou bekend maak, wil ek nie net die slegte kant van die dood aan jou kom openbaar nie, maar ek wil ook vanmôre my genade deur Jesus Christus aan jou kom bekend maak. Ek wil hê jy moet weet, daar's lewe. Daar's lewe na die dood. Daar's lewe ander kan die dood. En alles word moontlik gemaak deur die krag van Jesus Christus. Ek wil hê jy moet vanoggend weet, dat elkeen wat in my glo sal lewe al sterwe hy ook. Elkeen wat 'n pad met my loop in geloof sal lewe al sterwe hy ook. Dis wat die Here Jesus vir ons wil kom sê. En die oomblik wanneer ons aan onsself dink, dan skuif ons eintlik daai antwoorde so bietjie weg. Maar God sê nee. Ek wil hê jy moet, wanneer jy broos is, dis jy's op daai oomblik wanneer jy dink aan wie ek is. Dis hoekom hy kom sê, hy wil hê ons moet eers na ons swakhede dink. Want die oomblik wat gebeur wanneer ons aan ons eie kragte dink, want dan maak ek planne. Ons Suid-Afrikaners lyk van planne maak. Boere maak planne. Maar vanoggend is daar nie planne nie. Daar's geen plan nie. So by die dood kom het die mens geen sê nie. Dis dan wanneer jy met jou broosheid op jou knieë is voor die Here en vir hom kom sê, Here, my plannetjies is op. Maar dan kom sê die Here vir Paulus, hoe swakker jy is, hoe meer jy dan, wil ek amper sê, teen die planke is, hoe meer krag sal jy kry. Maak nie sin nie. Dis een van die goed van Paulus wat regtig baie moeilik sin maak, maar dis juist daar waar ek en jy gestroop is van alle moontlikhede, menslike moontlikhede, dis daar waar ek en jy besef, nou is ek afhanklik van Christus. Nou het ek niks meer oor nie. En dis dan wanneer ons die oorgawe maak en sê, Here, U is alles. U is my lewe. U is my krag. Galasiërs 2:20, nou lewe ek nie meer nie, maar dis Christus wat in my lewe. Die feit dat God sy krag dan in swakke mense kom belê, moet dan vir my en vir jou 'n antwoord gee vanmôre. Hoe sterk is ons nou? Hoeveel krag het ons nou dat ek gestroop word van al my eie idees, my vooropgestelde idees, my eie pogings, daar's absoluut niks oor nie. Dan eers kan ek besef wie God is. Dan kom ek op die punt dat ek besef ek is niks. Ek staan hier in afhanklikheid van die Here met 'n dankbare hart en ek weet dat alles in hierdie lewe wat verkeerd geloop het, my op die punt bring waar my krag in Jesus Christus geleë is. Daarom sê Paulus in vers 10, daarom is ek bly oor my swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede terwille van Christus, want as ek swak is ek eintlik sterk. Daarom gaan dit vanmôre waaroor, nie oor ons nie, maar oor ons afhanklikheid in Jesus Christus. Dat ons soos 'n kind kan besef, ek kan niks doen nie, maar dat ek in alles, in my denke, in my dade, in alles van God afhanklik is. Want hier gee die Here vir Paulus 'n voorbeeld. Hy sê vir hom, Paulus,
hoekom het jy hierdie doring in die vlees? Dan gee jy die antwoord op. Skrywe Paulus daar, hy sê, sodat ek nie hoogmoedig moet wees nie, het God vir my 'n doring in die vlees gegee. So partykeer moet ons ook nie net binne in ons hartseer en pyn die verdriet raak sien nie, of die trane raak sien nie, maar ook kan raak sien, Here, wat is die mooi, en wat is die positief wat hier kan uitkom? En ek dink op die ou end, as ons afhanklikheid van God besef, wanneer ons 'n geliefde aan die dood moet afstaan, dat ons ten minste ietsie wat ons kan sê, Here, binne in die dood, skyn daar 'n liggie. Binne in die dood is daar ook die heerlikheid van Jesus, wat ons kan raak sien. Ek wil afsluit met die verhaal van 'n seentjie. Hy het met sy karretjies gespeel in die modder, en soos ons, dink die manne wat hier sit vanoggend gaan dalk gou kan onthou toe jy met jou karretjies paadjies gebou het, in die modder gespeel het. Sit die pa en kyk hoe hierdie seentjie met sy karretjies in die modder speel, oral paadjies gemaak, maar die een paadjie in die pad daarvan lê 'n boomstomp, of 'n pyp, 'n swaar waterpyp, ou pyp. En die seentjie het alles probeer, en hy het sy frustrasies op die pyp uitgehaal. En op die ou end het hy niks reg gekry nie. En toe stap sy pa na hom toe en hy sien hoe ongeduldig hy is. Hy sê vir hom, my seun, het jy alles probeer om die pyp uit die pad uit te kry? Toe sê ek het nou alles, ek het my eie kragte is nie genoeg nie, ek het alles probeer. Toe sê die pa van my, jy het nog nie vir my gevra om jou te help nie. Dit is nou 'n simpel storie. Maar miskien moet ons maar op die punt kom en net sê, Here, help ons. Want u krag is genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy nie meer kan nie. Die pa se krag het tot volle werking gekom, toe daai seentjie niks meer oor gehad het nie. Onthou dit, Liana, vat dit met jou saam. Nou dat daar by jou niks oor is nie, kom die Here se krag, en hy sal jou verder dra, en hy sal jou help. So hoe gouer ek en jy ons swakhede besef, hoe gouer ons besef, ons eie worsteling is nie genoeg nie, hoe gouer ons in ons self ons moet kom opgee, hoe gouer gaan ek weet, God is daar om my te help. So daarom is die vraag nie vanmôre, hoe sterk ons is nie, maar die vraag is, hoe swak is jy? Sodat God kan werk, sodat God deur sy liefde en genade vir ons kan help, om al die stukkies langs die pad op te tel, en hy met jou lewe kan aangaan, Liana. Mag die Here julle daartoe seën, en mag julle elke dag weet, hy is getrou en regverdig. Amen. Die is daar nou geen krag daarbo nie. Okay, nou wonder ek hoekom, ek dog die krag is af, dat daarbo dat die goed dood is. Ek gaan vra dat ons eers elkeen saam in sy hart, net soos wat jy daar sit, jou geloof bely. As ons dit nie doen nie, dan sê ons eintlik, Here, my krag is nog genoeg. Ek kan nog aangaan, maar wanneer ons sê, ek glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan sê ons ook, Here, ek vertrou U, en U genade is vir my genoeg. U kan net so bly sit. Elkeen in jou hart, bely jou geloof saam met my. Ek glo in God my Vader. Hy is almagtig, hy is die skepper van die hemel en die aarde. Glo in Jesus Christus, die enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dit is sommer 'n groot doring wat in Liana en die familie se lewe kom steek het. 'n Doring wat ons voel ons eintlik nie uitgetrek kry nie. Maar iets vanoggend vir ons kom sê, daardie seer en daardie pyn gaan ek nie dadelik verwyder nie.
ons kan maar net steun op u genade. En dis wat ek vanoggend wil bid vir die familie, Here, dat daar net steun sal wees op u alleen, o Vader, wat in genade vir Jesus gebring het, en laat sterf het en die dood oorwin het, sodat ons dit in geloof kan aanvaar, en kan lewe. Kom dan nou, Vader, en kom troos elkeen. Kom stap die pad saam met Liana ook, Here, want ons weet, dis nou 'n alleen pad, dis nie 'n maklike pad nie. En ek vra, Here, dat u vir haar sal lei en bemoedig. So ook elkeen wat hierdeur geraak is, Here, mag u getrouheid en u liefde vir haar en die familie kom toevoeg. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan dan nou kyk na 'n slideshow wat dan net as 'n huldeblyk iets van Johan se lewe dan net vir ons kom wys. En dankie Debbie, kan jy of toe maar ek sal sommer die knoppie hier druk. I know you're up in heaven, but damn, it hurts like hell. 'Cause I'd just be pretending if I said anything else. And I know God don't make mistakes, but this sure feels like one. That won't change the facts, that won't bring you back. So I'll cry 'cause it's over, smile because we had you. Act a whole lot of living even though it ended all too soon. And in time I'll start healing, but even when I get that feeling, no matter where I go or what I do, I'll never not remember you. Thank God for all the memories, pictures on my phone. They don't fill the empty, but I feel less alone. And I know you're with the angels, right where you belong. 'Cause you were warm to us, you left a legacy of love. So I'll cry 'cause it's over, and smile because we had you. Act a whole lot of living even though it ended all too soon. And in time I'll start healing, but even when I get that feeling, no matter where I go or what I do, I'll never not remember you. You lighten up the whole world like that. You make us think, make us feel, make us all that. You always giving that shirt off your back. I miss you bad, I miss you bad. So I'll cry 'cause it's over, smile because we had you. Packed a whole lot of living even though it ended all too soon. And in time I'll start healing, but even when I get that feeling, no matter where I go or what I do, I'll never not remember you. Oh, I promise you, I'll never not remember you. Ek gaan nou vra Tian, waar's Tian? Gaan jy vir ons die bedankings kom doen asseblief? Tian, kom staan sommer hier bo. Ek dink nie een van daai mikrofone is aan nie. Ek gaan vir jou hierdie een gee, hoor. Ek maar net daar nie. Goeiemôre almal. Ek wil net namens Tannie Liana dankie sê aan die volgendes. Altes Koetser en sy span
Johan en Marike Heinz, Benny Liebenberg, Robbie, Nelly, Albuta, dankie. Tanya en Mani Nel, die vinnige bystand, al die ondersteuning en liefde wat julle aangebied het. Michelle en Kosie van die kerk, Dr. Steenkamp. Dan wil ek ook dankie sê aan die Heinz gesin vir die kos en die blomme, aan die Debbie van Afhof vir die vinnige reëlings, en aan al die familie wat van ver af gekom het om hier vandag te wees. Dankie ook so vir die vriende wat hier is. Die wat boodskappe en blomme gestuur het, dit word regtig opreg waardeer. Baie dankie. Baie dankie, Tian. Ek lees saam met u die begrafnisbrief, soos wat u hom het daar op die blaadjie. Verward is ons vandag genoodsaak om afskeid te neem van Johan. Ons sukkel om alles te verstaan. Tog vind ons krag en troos by ons hemelse Vader wat ons lei om te berus. Ons word hierin omvou deur sy liefde. Johan se lewe word voortgesit in die spore wat hy nalaat, in elkeen van ons harte. Ons sal die Here jou dapperheid, rou oor ons verlies en jubel oor goddelike genade. Skielik en sonder afskeid is hy van ons weggeneem. Sy plek sal leeg wees in die harte van elkeen wie hom geken het, maar ons berus daarby in die wete dat God oor ons sal sterf. Ek gaan nou net 'n paar praktiese reëlingkies tref. Ons gaan 'n slotlied sing, die oorwinningslied. En daarna bly u staan vir die uitspreek van die seën, en na die uitspreek van die seën kan die naaste familie eers hier na vore toe kom vir 'n blommetjie hier voor neer te sit as 'n huldeblyk en 'n laaste eer betoon. En dan stap ons sommer daarvan af, kan nie sommer uit die kerk uitstap vir 'n tee dan in die saal. So kom ons sluit dan nou af, ons kan dit maar staande sing, die oorwinningslied. En daarna bly u net staan vir die seën. Sien my fees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. loof op prys om die
Ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met julle wees en bly tot in alle ewigheid. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh.